aand nou baie lekker kuier. Hoopelik lekker kuier saam met jou hier op jou stasie. Laat aan kuiers met doppies is elke woensdag aand en dan van 8:00 tot 10:00. En ag die hele idee van die program is ons vertel stories en ons gesels met mekaar, ons speel lekker musiek en dis mos immers klein Saterdag aand. So klein Saterdag aand, ja, dit reën buite. Ek weet nie wie braai nie, maar die mense met die wat bevoorreg is om binne braais te hê. Julle braai seker nou almal baie lekker is. Maar Nikkie, hoe het julle, ek weet op julle terrein moes jy baie op die radio gepraat. Ek praat nou van 2 rigting radio's. Hoe werk daai ding? Hoe het julle mekaar gegroet daar? Het jy dalk al 'n verleentheid gehad na dit? Jong, ek het 'n onaardige situasie gehad. Ek was vir 4 jaar in die mediese korps en toe het ek bedank want ons het nie kraamverlof gekry nie. En toe 4 jaar later, het ek nou weer 'n aanstelling gekry, toe nou by die Vrouweleer College of die Solduries, soos wat ons sê. En ek was letterlik 'n maand daar gewees en nou moet jy maar aanpas want jy was 4 jaar uit die sirkulasie, die prosedures het verander, wetgewing het verander, so mense is so baie goed om aan te pas. En die oggend van die uitpassering van die Solduries, ry ons nou met die ambulans en ons toets mos nou die radio en die roepsyne en die lange 6 voet lange majoor sê vir my, Juliet 9, wat is jou roepsyn? Ek skrik vir my so uit in 'n ander bloedgroep in. Ek sê sommer oor die radio sê ek hom, hallo. En toe? Daar's 'n doodse stilte. You can drop a coin. En toe bulder hierdie majoor oor hierdie radio vir die drywer in 'n taal wat ek nie ken nie en wat my maat my nie daai woorde geleer nie. Ek is mos nou 'n kerkmens. En die lelikste woorde kom daar uit, maar onder andere kom het nou daaroor vir die drywer, jy het 'n halfuur kom haal om vir die kaptein te leer wat is 'n radioprosedures. En ek is deur 'n crash course, soos hulle in Engels sê, en 'n halfuur later was ons op die paradegrond en Juliet 9 het presies geweet hoe om te antwoord. En dit was my rude awakening, soos hulle in Engels sou sê, nadat ek 4 jaar uit die magheid was. So, moet maar leer om vinnig aan te pas en te dink op jou voete. Nou, was jou man nie ook deel van die hele gebeurtenis nie? My man, wat intussen oorlede is, was baie korrek. Hy het later luitenant-kolonel geword en hy het altyd vir gevra hoe was my dag, want hy was toen by die praktyk 'n mediese dokter op George gewees en hy het altyd vir my gevra hoe was jou dag en hoe dit gegaan en ek kom toe by die huis en ek sê vir hom jy wil nie weet wat vandag gebeur het nie. En ek vertel hom van hierdie radioprosedure, hy sê my liewe vader, jy was mos jare in die mag. Hoe kan jy jou radioprosedures vergeet? En hy kon nie glo dat ek nou so simpel is nie, want dis mos nou logika, dis soos ABC, dit skop net in, so. Ja, ek het maar in baie sulke situasies beland en hy wat so militêr korrek was, het ook maar menige gebed gemaak. Ja, nee, ek het sit dink by myself in, ek was mos nou die admin-offisier van my company, so ek moes ook altyd die radio beman, en ek onthou, hier soggens 5:00 as jy nou binne in jou kantoor is, dan het die adjudant, hy het vir jou daai tyd gebel om te hoor of jy daar is, as jy nie daai ding antwoord binne 3 leie nie, dan was jy in die moeilikheid gewees. So hulle was baie, die hele radioprosedures en daai tipe van ding was hulle baie streng op gewees. Maar dit is eintlik op die ouend vir ons tweede natuur geword, dit was vir ons maklik gewees, ek dink jy het dit ook seker so gevind. Dit is so, en partykeer was geen situasies, ek was bevoorreg om van November 84 tot Augustus 86 deel te wees van die Angola grens en daar daai radio was partykeer het menige lewens gered, die opsmedings het Casterwax gehad, soos wat ons dit daai tyd genoem het, ongevalle, en jou radio was amper jou enigste manier van kommunikasie, so dit is baie essensieel. Ja.